Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 15 November 2025 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Wat dink God van die mens? Nou daar is soveel geskrifte in die Bybel oor wat hy van ons dink as sy skepping. Per slot van sake is ek en jy die kroon van sy skepping. Hy sê in Jesaja 43:1, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoekom? Omdat ons die kroon van sy skepping is. En dan sê in vers 4, jy is kostelik in my oë. Dit is wat die Here van ons dink. Soos daar 'n ander teksvers, Jesaja 49:16, waar hy sê dat ons is in sy handpalms gegrafeer. My hele wese is in sy handpalm gegrafeer. En elke keer as Jesus na sy deurboorde hande kyk, dan sien hy daar vir Koos en Klaas en Pietie en Sunny. Dit is wat ons koning van jou en van my dink. As ek maar dink aan Deuteronomium 28:13, waar hy sê, jy is die kop en nie die stert nie. Deuteronomium 32:10, jy is vir my 'n oogappel. En dan hierdie wonderlike gedeelte in Jeremia 31:20, waar hy praat van Ephraim en hy vra vir hom, of hy nie vir hom 'n dierbare seun is, of troetelkind nie. Want dan sê hy, want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Liewe mens, kan jy jou indink hoe belangrik ons as mens, as sy kinders vir ons koning is, as deel van sy skepping? En dan natuurlik daardie baie belangrike teksvers in Psalm 8 vers 6, wat sê dat ek en jy is weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en met eer en heerlikheid gekroon. Liewe mens, gee dit vir jou en vir my vrypas om hoogmoedig te wees as dit is wat die koning van alle konings van jou en van my dink? Nee, ons moet nog steeds nederig wees, maar dink jy en ek nie ook van ons kinders, so dalk 'n bietjie meer as wat ons veronderstel is om te dink nie? Dieselfde met ons koning, met alle respek gesê. Hy het soveel liefde vir jou en vir my, dat ons kan dit nooit, maar nooit bedink nie. Dit gaan menslike verstand te bowe, wat hy van jou en van my dink. En daarvoor kan ons koning net loof en prys en eer. Wat 'n voorreg om te weet dat ons hemelse Vader dink dit wat ek so pas aangehaal het in die teksverse. Jy sien, liewe mens, so baie keer gebeur dit dat ons voel asof ons koning nie ons gebede hoor en of verhoor nie. En wat gebeur? Ons gaan sit daar in 'n gat en ons kniehalter onsself by wyse van spreuke. En ons dink ons is nie goed genoeg nie. Wat gee vir jou en vir my die reg om minder van onsself te dink as ons koning? Dit is wat hy van ons dink. Daarom is dit belangrik, liewe mens, dat ons sal optree ooreenkomstig daardie wete, dat ons in die oë van ons koning so belangrik is, bloot vanweë sy liefde vir elkeen van ons hier op aarde. Ek en jy kan, liewe mens, ons moet dit net 'n persoonlike besluit maak en besluit, ons gaan nie in daai gat bly sit nie, ons gaan opstaan. Ons gaan nie niks van onsself dink nie dat ek daardeur sê, ons moet hoogmoedig gaan word nie. Maar, as dit is wat ons koning van ons dink,
dan dink ek moet ons dalk miskien so bietjie uit daai gat uitklim waar ons baie keer gaan sit en net begin dink oor wat ons koning van ons as sy kinders dink. Dit bly net jou en my persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.